your King is he. Who is he? Then comes the raging sea. Who is he? Groete in die oorwinnende naam van die Here Jesus Christus. En ek wil vooruit sê wat Paulus skryf in die boek aan Romeine 1 vers 16. Hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus, want dit is die krag van God tot redding, vir die Jood eers, en dan vir almal wie sal glo. Baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie program, Jesus Christus bevry jou siel. Hierdie is die afrondingsprogram vir die onderwerp waarmee ons nou vir 2 weke gehanteer het en gehandel het, rondom bekendmaking van aliens. Ons wil vra dat u vir ons sal bid vir my, en dankie ook vir u ondersteuning. Op hierdie skerm sal die bankrekening vir hierdie program verskyn. Ek moet kruiskyk ontmoet met 'n betaling vir die uitsaai van hierdie program, en ek wil vir u dank dat u dit in die hart vind om 'n bydrae te lewe. Amen. Ons bid. Vader, seën ons nou met die lees van u woord, my God, en laat hierdie woord wat gelees word, wees soos vars gebakte brood. Laat die geur van hierdie gebakte brood ons siele bereik, my God, en laat die krag van die voedingswaarde van hierdie woord ons versterk, en laat die salwing ook daaruit voortspruit. Dankie Heilige Gees vir insiggewende kennis en openbaring. Help ons ook om die balans te bring, sodat ons nie dit as 'n afwyking ervaar nie, maar besef dat ons met meer ywer die dood, die bloedstorting, die opstanding uit die doodheid van Jesus mag verkondig, dat mense mag glo en gered word. Help ons om dit te doen, my God, in Jesus naam bid ek. Amen. Nou ja, volk van die Here, na die vloedwaters en die herbevolking van die aarde deur die gesin van Noag, het iets plaasgevind wat net aan ons bekend gemaak kan word as God dit geopenbaar het. Want daar was geen manier om dit te kon studeer of kon navors nie. En Moses met die tweede geleentheid wat hy verplig was om die wet van God met die volk te deel en uit te brei met kommentaar rondom wat hulle moes weet, omdat die eerste geslag van hulle wat uit Egipte gebring was deur Moses in die wildernis uitgesterf het weens 'n oordeel wat oor hulle gebring was as gevolg van ongeloof. En met hierdie oordeel was hulle verplig om 'n 40 jaar wandeling in die wildernis te verduur, waarin hulle ook van tyd tot wyl kamp opgebreek het, aanbeweeg het en dus toe weer kon kamp. So 'n reistog wat eintlik vir die volk 2 weke kon gewees het op die ou einde 'n 40 jare reistog gewees. So wanneer ons nou Genesis en Exodus lees, besef ons dat die inligting wat daaruit voortgespruit, dit het gekom omdat Moses, net nadat hy die volk in die wildernis gebring het, het hy tyd met God gespandeer en Moses het in die gleuf van die rots, God het hom 'n instruksie gegee, kom op na die berg toe, skuil in die gleuf, ek sal my hand daaroor sit, en wanneer ek verby gaan, sal ek jou alles wys en leer wat my vooruit gegaan het, wat na my kom. En met dit het Moses insigte en openbaringe en kennis opgedoen, wat net
verwerk kon word in sy brein en hart, omdat God dit aan hom gegee het. So, wanneer ons Deuteronomium lees, dan is ons in 'n tydperk nadat daardie geslag, wie deur ongeloof geoordeel was, om in die 40 jaar wandeling in die wildernis af te sterf. Nadat hulle afgesterf is, het Moses dit nodig gevind om die volk te hernie in die wet van die Here. Dit is wat en waaruit Deuteronomium spruit. Deuteronomium beteken letterlik die tweede keer van die wetlesing. Deuter beteken 2. So in hierdie tweede keer wat Moses die wet en kommentaar lewer oor die wet aan die volk oordra, gee hy 'n wyeer insig. En deel van hierdie wyeer insig help ons om nou te verstaan wat heiliglik gebeur met hierdie veeleisende inligting deur die alien bekendmaking. Om 'n teologiese en 'n godgegewe insig te hê van wat die leuen regtig en werklik uit bestaan. Die dwaling, die konstruksie van die dwaling sal aan ons nou bekend gemaak word deur Moses. Is dit nie wonderlik nie? So, in hierdie geval lees ons Deuteronomium 2:32 en ons gaan 2 verse lees, vers 8 en vers 9. Nou vers 8 sê, toe die Allerhoogste aan die nasies grondgebied toegeken het. Ander Bybel sê, toe die Allerhoogste aan die seuns van Adam, so die seuns van Adam is die mensdom. En ons kan sê die nasies, maar die nasies so ontstaan is eers met die na-Babelse verwoesting. Vanaf die na-Babelse verwoesting is die begin van die nasies. Daar is nie nasies voor dit nie. En ek weet, jy kan gaan lees in Genesis 10, die tafel van nasies. Met ander woorde, hierdie 3 seuns van Noag, Ham, Shem en Jafet, het ook seuns gehad, en wanneer jy hierdie seuns se name lees, dan kan jy sien, dat hierdie seuns se name word gekoppel met sekere stede, of sekere mensegroepe, sekere bevolkings van mense, sekere nasies. Maar die ontstaan van hierdie nasies sou eers hulle begin het met die na-Babelse verwoesting. Met ander woorde, die stad van Babel, waar die toring wat tot in die hemel sou bereik, gebou was, wat se toring 'n rebelse motief gehad het. Die motief van die toring was, dat dit tot binne die hemel sou bereik op 'n kwantum fisika vlak. Nie as gevolg van die fisiese hoogte nie. Maar oké, dis 'n storie vir nog 'n dag. Behalwe dat u moet verstaan, op die kwantum vlak werk 'n mens hand in handskoen met die geesteswêreld, met die metafisiese wêreld. En dis daar waar hulle God wou aanval op sy troon, God wou onteien van sy troon, en hulle wou God dood. Maar natuurlijk was dit 'n verwaande ambisie gewees, wat gefrustreer was, nadat 'n verslag na God gebring was, en hierdie verslag het bekendmaking aan God verklik rondom wat gebeur op die aarde by die toring van Babel, en wanneer ons dus gaan lees in Genesis 11, nou Genesis 11 moet gelees word, gepaard met hierdie skrif wat u nou net hoor, Deuteronomium 32 vers 8, in die dag toe God Adams se seuns se grondgebied onderverdeel het. Kom ek lees dit soos dit nou geskryf is in hierdie Bybel?
Toe die Allerhoogste aan die nasies grondgebied toegeken het, het hy die mensdom verdeel en grense van volke of nasies bepaal volgens, nou ek gaan net daar stop. So, wanneer jy weer eens lees in Handelinge 17 en jy lees dat God het aan die verskillende volke hulle grondgebied en grenslyne verskaf. As die grenslyne in die grondgebied bepaal volgens hierdie oertydse besluit. Nie 'n besluit wat in ons geskiedenistyd plaasgevind het nie. Ek sê maar net, just so by the way, just so that you know that there is a reason why the Germans are where the Germans are, the French are where the French are, the Italians are where the Italians are, why China is where China is, why the Russians are where the Russians are, why, Africa as Africans, why there's a reason for it, and the reason is determined by a old, primitive time period decision that God himself endorsed. Jy sal oplet. Dat sê baie spesifiek. When the Most High gave to the sons of Adam the nations their inheritance, he divided their borders, he divided them according, and their boundaries according to the number. Now, when you read it, it's going to say, in all probability, according to the number of the sons of Israel, or according to, in die Afrikaans sê, volgens die aantal van die Israeliete. No. Op die stadium van die onderverdeling was daar nie Israeliete om te tel nie. So dit is 'n afgewaterde vertaling wat nou op ons bladsye so verskyn as gevolg van transliterasie. So laat my toe om u te help om te verstaan wat die standaard wat God gebruik het om die nasies te onderverdeel en hulle grenslyne vas te pen. Die onderverdeling van die nasies was nie noodwendig volgens die getal van die seuns van Israel nie. Want op die tyd van die onderverdeling wat in Genesis 11 is, want Genesis 11 sê vir ons, God het 'n beroep gedoen in 'n kokosvergadering om 'n oplossing na vore te bring vir dit wat op die aarde gebeur het met die bou van die toring van Babel. Die toring se bou het 'n besluit, 'n beslissing, en die beslissing was, wat ook al die mens nou besig mee is, volgens sy verbeelding sal hy dit kan verrig. Vir daardie rede, gaan af en vernietig die toring. So die toring was vernietig met 'n aardbewing, 2/3 daarvan het in duie geval, en die mense wat betrokke was met die bou van die toring, het onder 'n oordeel gekom, en 'n groot hoeveelheid van hulle was gedood gewees, met en as gevolg van die ramp van die verwoesting van die toring, en die res van die mensdom het 'n taalverskil ervaar, wat nie voorheen daar was nie. Met ander woorde, tot en op die punt van daardie oomblik van die verwoesting van die toring, het al die mense dieselfde taal gepraat. All people spoke one language. That was the language they spoke at that time. But from the moment that the tower was being destroyed, something happened to the people that was present there, that they were subdivided amongst themselves by a difference in language, which was imposed in their minds, that they could not understand one another. And that difference in language was brought about by angelic intervention. Daar was engele wat afgevaardig was om die mense aan te raak, om die taalverskil in hulle brein
toe te pas, sodat hulle nie mekaar kon verstaan nie. En die hoeveelheid tale wat in een oomblik gebore was in daardie onderverdeling van die mense wat aangeraak was 70 verskillende tale. So, as ons nou, as jy die tafel van nasies gaan tel in Genesis 10, dan sien jy daar is 70 nasies. Maar die 70 nasies se ontstaan begin met die verwarring wat taalverskil in die mens veroorsaak het. En hierdie taalverskil was as gevolg van 'n aanraking deur 70 engele. En dis hierdie engele waarvan gepraat word wanneer daar aan ons oorgedra word, dat op hierdie geleentheid het God dus die volk onderverdeel en hulle grensgebied aan hulle oorgegee. En soos dit hier aan ons gesê word in soveel woorde, die Allerhoogste het aan hierdie nasies grondgebied toegeken met die verdeel en grense wat bepaal was volgens die getal van die seuns van God. Some Bibles will tell you the division came according to the number of the court of heaven or according to the number of the sons of God. So dit is nie volgens die getal van die Israeliete nie, want die Israeliete het nog nie op daardie stadium bestaan as Israeliete nie. As ons die volgende vers lees, dan sê dit vir ons, want die volk Israel behoort aan die Here, Jakob is sy besondere eiendom, in die Engels sê dit, for the Lord's portion is his people, and Jacob his allotted inheritance. So, op daardie stadium wat hierdie incident plaasvind in Genesis 11, wat het vir ons sê, dat God het gesê, kom dat ons neerdaal om te gaan kyk en sien wat die mens mee besig was, want die mens was besig om daardie toring te bou, en toe die God sien dat die mens om vir ons sy verbeelding uitdui om suksesvol te wees met hierdie poging, het God gesê, okay, ons gaan hierdie toring vernietig, en 'n afvaardiging van 70 engele het toestemming gekry deur God, want God het hulle 'n vermaning gegee en baie duidelike instruksie gegee, verdeel die res van hierdie mense op in 70. Geef vir hulle elk 'n verskillende taal. Dan moet julle oor hierdie mense beweeg om 'n avontuurlustige gees binne in hulle te inspireer, sodat hulle mag gaan na die spesifieke grenslyne wat ek aan hulle voorgeskryf het. Julle wat engele is, weet waar die grense is en waar die grondgebied is, vat hulle daarna toe in hierdie taal en verwerk hulle volgens die kultuur en die tradisies wat hulle onder hulle self sal ontwikkel. So, ons is nou besig om goed te verstaan dat hierdie 70 nasies wat eintlik onder 70 engele is, nie dieselfde engele is wat in Genesis 6 was nie, omdat die Genesis 6 engele in kettings geboei was, om en by die jaar 1100 na Adam, en in diep spilonke, grotte in die aarde, donker, ongerieflike plekke, is hulle daar in kettings geboei, tot die dag van die oordeel. Hulle is nie dieselfde groepering nie. Hierdie 70 engele was in 'n vergadering beroep met God, en aan hulle was die reg gegee om seuns van God te wees, want jy is slegs 'n seun van God as God jou met sy bewoording bekragtig het, en jy vat die bewoording waarmee God jou mag en gesag gee, en jy verwerk dit, dan word jy 'n seun van God. En dit is waar rondom die argument in Johannes 10 gegaan het, toe Jesus met die Fariseërs 'n woordestryd gehad het, waar hy gesê het, maar in julle boek is dit geskryf, dat hy hulle gode genoem het, na wie hy sy woord gestuur het. En met dit het hy eintlik bedoel, dat die engele
die woord van God ontvang het in Genesis 11, om die nasies in bestuur te neem by die begin van die onderverdeling van nasies en dan daardie nasies te vat na hulle grondgebied waar hulle grense bepaal was. Nou hierdie 70 engele is van die engele wat ons sal ontmoet wanneer ons in Daniel lees. En Daniel sê, 'n engel het na my toe gekom, sy naam was Gabriel geweest. En Gabriel sê vir my, ek kon al reeds 23 dae voor die tyd by jou gewees het, maar die engel van Persië het my weerstaan. Maar toe kom die engel Michael en hy het in 'n worstelstryd met die engel van Persië verduur, sodat ek kon kom na jou toe, maar ontskou, ek moet nou gou weer gaan, omdat die engel van Griekenland op pad is om te kom. Nou sien ons dinge op 'n ander vlak. Ons sien nou nie dinge op 'n menslike vlak nie, ons sien nie dinge volgens konings nie. Ons sien nie dinge volgens keisers nie. Ons sien nie dinge volgens presidente en eerste ministers nie. Of sheikhs of wat ook al menslike gesagshebbende posisies is oor ander mense. Ons sien dinge volgens die lens van Paulus, wanneer Paulus sê, julle gevegstryd is nie teen vlees en bloed nie. Julle gevegstryd is nie teen menslike persoonlikhede nie. Julle gevegstryd is teen owerstes. So the English version says, your fight is not against flesh and blood, but your fight is against principalities, powers, wicked rulers and evil spirits. Hierdie is 4 klasse van wese wat nie menslik is nie. So hier die bekendmaking van aliens sê, ons word nou ingelig dat daar bekendmaking is van nie menslike intelligensies nie, of nie menslike biologiese, of nie menslike wesens nie. Dis hulle. Dit is hierdie principalities. Die Griekse woord is archon. So dis die archons, dit is engele. Hulle het 'n mandaat. Hulle is afgevaardig deur God self om die nasies te bestuur tot 'n punt, en die punt waarna toe hulle die nasies moes bestuur was die oomblik wanneer die waarlike eienaar van die aarde sy verskyning sou maak, die Here Jesus Christus. So met die koms van Jesus Christus en sy kruisdood, van daardie oomblik af moet alle owerstes, all principalities, all powers, all wicked, all rulers and all these spirits are supposed to lay down their authorities and accept the authority of Jesus Christ. And this is the work of the Church of Jesus Christ, to make known the manifold wisdom of God in and through Christ to the powers of the heavens, to the principalities, powers, wicked rulers, evil spirits. So these entities are not the same fallen angels of Genesis 6. These entities are the ones spoken of in Psalms 82. And when you read Psalms 82, wanneer jy Psalm 82 lees, dan lees jy 'n besoek wat God aflê te midde hierdie engele, en hy kom tot 'n slotsom en bepaal dan dat hulle het nou gefouteer in die mandaat wat hy hulle gegee het, en hulle het hulle gesag oorskry in hulle bestuur van die nasies. En die bewoording is wonderlik. Dit sê vir ons, God staan op in die hemelse vergadering, te midde die hemelse wesens lewer hy uitspraak. God presides in the great assembly and he renders judgment amongst the gods. Why would he call them gods? He calls them gods because he gave them his word to work out a mandate to manage the nations, 70 in all, from the primitive times to now. And they were supposed to do that until Jesus Christ would come and take it. But they are withholding from Jesus Christ. So God has raised up the church of Jesus Christ in and through the power of Christ, the anointed one with the anointing, with a manifold wisdom revealed in and through the church by the anointing to the powers, revealing it to these gods. So these gods, hierdie gode is engele. En hy sê vir hierdie engele, hoe lang nog sal julle onregverdig beslissings veil en die goddelose bevoordeel?
van die hopelose en die behoeftiges. Ek het vir julle gesê, julle moet bevry die armes en die behoeftiges, verlos hulle uit die groep van goddelose mense, maar hulle weet nie en verstaan nie. Hulle lewe in duister terwyl die fondamente van die aarde skud. Ek het wel gesê, julle is gode, seuns van die Allerhoogste, maar nee, julle sal sterf soos mense, soos 'n enige maghebber sal julle val. Met ander woorde, hierdie Psalm 82 spreek nou daardie 70 engele van Genesis 11 aan, en hy sê vir hulle, ek het vir julle aangestel oor die nasies, en oor die nasies was julle soos gode, omdat julle my woord as 'n bemagtiging gehad om te doen wat ek vir julle gevra het om te doen, om die nasies te vat na hulle grenslyne, vat na hulle grondgebiede toe. Maar ek sê nou vir julle, aan julle onregverdigheid het ek 'n straf oor julle nou bekend gemaak, en julle sal dood soos mense dood. So, hulle word nou gedryf vanuit hulle vestings, want hulle is die gesag wat in die lig heers en gevestig is. En omdat Jesus op pad is met die hemelse leer, word hulle verdryf van waar hulle sterk vestings is. Daar in te midde die 7 sterre, daar te midde Orion, daar te midde die groot beer en die kleintjies, daar te midde die Mazarot, daar in die hemelse plekke wat dominansie afdwing op die aarde. Hulle word afgedryf. Hulle sê en hulle lieg en hulle bring die dwaling deur die regerings, deur hierdie instituute in die wêreld, deur te sê, ons kom om vir julle te help, dat julle julleself nie uitroei en vernietig nie. Ons kom om vrede te midde julle te doen. Ons kom om na julle toe omdat ons julle geskaap het. Hulle lieg. Hierdie is hulle identiteit wat ek nou aan die bekend maak. Hierdie is hulle identiteit, en hulle sal val aarde toe soos ontydelike vye, wanneer 'n rukwind die vyeboom ruk, maar die vyebome is in die hemel, is in die buitenste ruimte. Hulle kom aarde toe, hulle val letterlik aarde toe, hulle val met 'n leuen, hulle val met bedrog, hulle val met 'n dwaling. Dit is van wie gepraat word hier. Deuteronomium 32 vers 8 sê, die nasiese onderverdeling was volgens die getal van die hof van die hemel, volgens die getal van die seuns van God, volgens die getal van die engele wat geroep was om 'n oplossing te bring vir die Genesis 11 krisis. En die Genesis 11 krisis het gelei tot 'n onderverdeling van taalverskille, en die taalverskille was 70, en die 70 taalverskille het gemaak dat God hierdie engele kon mandaat om die volk te vat na hulle grondgebied en hulle grenslyne. En nou is die tyd dat hulle uit hulle vermomming en verskuiling moet kom en bekend gemaak gaan word. Maar hulle word bekend gemaak met 'n leuen, hulle word bekend gemaak met 'n dwaling, hulle word bekend gemaak met bedrog, want die wat ons nou gelees het, is wie en wat hulle werklik is. Hulle is engele wat verkeerd gehandel het met die verantwoordelikheid om die nasies te bestuur. En hulle het veroorsaak dat 'n hele klomp verskillende gelowe, valse gode opgestel was te midde nasies. So wanneer mens nou al hierdie verskillende gelowe besin, moet jy weet, hierdie entiteite is agter dit. Hulle is nie demone nie, hulle is engele. Maar daar is demone in die aarde, want die demone is die geeste van die Nafal wat gedood het tot en met die vloed van Noag. Die seuns van die interaksie tussen engele en mense vrouens. Daardie wesens se geeste is die demone wat in die aarde is. Dis net van hulle, nie almal nie. So, met betrekking tot die dwaling, die instruksie wat aan pastore oorgedra was, dat hulle geloofsgemeentes moet inlig en voorberei vir die koms van aliens en die koms van UFO's, vanuit die Bybel uit, van my, Reverend Rodney Franke, dit is wat ek aan u voorstel, wat die waarheid is. Nou, as ons staan in die
volkome, volmaakte, perfekte werk van die kruis van Jesus Christus, moeitevolle lyde, smarte, bloedstorting. Hy het ons uit 'n kroon gedra vir ons, 'n kroon van dorings gedra. Hy was deurboor, hy was kastei, hy was verbrysel en hy het gesterf op daai kruis en hy het in die dood sy plek gemaak en in die doderyk het hy oorwinning bereik oor die graf en die dood en hy het uit die dode het opgestaan. Op grond van dit staan ons in die naam van Jesus, staan vas met die volle wapenrusting van God op ons, die hoofbedekking, die borsplaat, die gordel om ons lyf, die skoene op ons voete, die skild van geloof, die swaard van die gees, en ons stry hierdie leuen teen. Ons staan daar teen. Want redding kom slegs in die naam van Jesus Christus. Hy is die een wie ons nou seuns van God maak. Kom ons bid. Vader in die hemel, ons neem aan Jesus Christus as heiland en zaligmaker en ons verklaar op niets en hernie onsself in geloof oortuiging dat ons aan U behoort. U het ons gekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus en U het ons seuns van God gemaak omdat ons U woord aangeneem het en U Gees kom en woon in ons en gee vir ons krag en bemagtiging om hierdie leuns en hierdie dwaling teen te staan. Met groot verwagting en afwagting, Vader, kyk ons uit en sien ons uit na die oomblik wanneer ons met U sal wees op die wolke. In Jesus naam bid ek. Amen en amen. Who is he? Who is he? Who is he? Who is